1000 kinders in Gauteng is nog nie geplaas nie. Matrikulante vier landwyd al matriekuitslae. En tientalle skole in Limpopo kan weens die jongste oorstromings nie môre open nie. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Duisende ouers in Gauteng het in die son in lang toue gestaan in 'n poging om ter 11 ure plek te kry in skole vir hulle kinders. Volgens 'n woordvoerder van die Gautengse Onderwysdepartement het 2200 graad 8s en 700 graad 1s nog nie skoolplasing nie. Toue het reeds van vroegoggend af gevorm buite distrikskantore van die Gautengse Onderwysdepartement. Sommige ouers sê dat hulle te vergeefs die regte prosesse gevolg het om skoolplasing vir hulle kinders te kry. Talle vra dat die aanlyn aansoekproses geskraap word. They should just cancel this whole thing because it's not working for some of us. It's not working at all. The people have been complaining, even they say it's still the same procedure. So I think the department should just go back to the old system, whereby we worked in schools, applied at schools, and that because that works so much better than this online thing. I should be knowing that I have my uniform and my stationery, but now the pressure has been put on my dad, and now I don't even know what is going to happen tomorrow. Die provinsiale onderwysdepartement sê dat die toestand die nodige aandag kry. We know where we are pressured. That is Ekurhuleni, Johannesburg, and also we have the inner grades that are a challenge. I mean, we can see in the school that we are at here, there's a queue of parents that want their children to come here. Volgens sommige ouers het hulle ongewenste skoolplasings aanvaar uit vrees dat hulle kinders andersins nie sal kan skool gaan verjaar nie. Ander sê dat hulle aangesê is om oor 10 dae op te volg oor plasing by hulle voorkeurskole. Die 2025 matriekuitslae het vir heelwat vreugde gesorg met die meeste provinsies wat 'n beter slaagsyfer behaal het as in vorige jare. Kenners meen egter dat daar tog kwelpunte is waaraan gewerk moet word om die uitslae te verbeter. KwaZulu-Natal se matrikulante het die van die Vrystaat verbygesteek. Die provinsie het 'n slaagsyfer van 90,6% behaal en is nou die provinsie met die hoogste slaagsyfer in die land. Each learner who had reached this stage has demonstrated courage and determination worthy of recognition and respect. To those who have achieved their desired results, we congratulate you in your success and encourage you to remain humble, focused and committed as you transition into higher education. We were consistent on achieving our results. Day in, day out, we worked hard like machines, ensuring that we achieve quality. Die departement van onderwys in die Oos-Kaap is veral bekommerd oor die swak prestasie in Xhosa as 'n huistaal en Engels as eerste addisionele taal wat die provinsie se slaagsyfer afgebring het. We had extra classes every holidays, and we attended the Jan program, and we during September before trials we had late night classes whereby we would knock off at school at 8 p.m. and it was obviously a great time to revise and it was cool. Ondanks maatskaplik-ekonomiese kwessies, probleme met infrastruktuur en natuurrampe, is 2 van die Oos-Kaapse leerders onder die 5 nasionale presteerders. Qua grade 11, I wasn't a strong student, but this year I tried to pull through. I was determined to achieve everything, and I'm so proud of everything. I'm so proud of everyone. Die Vrystaatse Departement van Onderwys het die matriekuitslae verwelkom en leerders geprys vir hul harde werk. Meer as 34,000 uit die 38,000 matrikulante het geslaag. Yes, there were challenges. We have a drop in mathematics, we have a drop in accounting, but we don't want to make any excuses. All we are saying that we need to come back and look at those challenges, especially on mathematics, on accounting, as to how do we zoom in and make sure that we improve on those results. Die Limpopo provinsie se matriekslaagsyfer het met 'n enkele persentasiepunt van 85,1 tot 86,1% verbeter. I am quite surprised. I did not expect it in the least, but I'm very happy, very thankful that I could have been able to achieve this goal. Die Silikamba Hoërskool in Houtbaai, Kaapstad,
het geskiedenis gemaak deur 100% slaagsyfer te behaal. Met 'n 40% slaagsyfer in 2019 het die leerdlinge jaarliks van krag tot krag gegaan. It really means a lot for the school. It is marking the beginning of even more great things to happen here at Seligamva, and most importantly, inspiring the class of 2026 to do even more and even better for themselves, and even raise the bar even higher for others to come. Die Noord-Kaapse Onderwysdepartement sê gaan alles in sy vermoë doen om te sorg dat vanjaar se matrieks die beste in die land vaar. Die Noord-Kaap se slaagsyfer van 89,78% het die grootste verbetering van al die provinsies getoon. Dit is net 'n fraksie laer as die doelwit van 'n 90% slaagsyfer wat die provinsie vir homself gestel het. 5 jaar gelede was die Noord-Kaapse slaagsyfer 'n skamele 66% en het hy die swakste van al die provinsies gevaar. Sedertdien het dit bestendig verbeter en in 2024 het dit die 80% keer verbygesteek en die volgende jaar het dit so amper die gestelde teiken van 90% bereik. We are delighted and we are celebrating this moment. But we're also telling ourselves that there are some areas that we need to improve on, and that's where we're going to take our cue from. Met die provinsie se ekonomie wat hernubare energie, mynbou en wetenskaplike navorsing omarm, het die sogenaamde STEM-vakke, wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde, van kritieke belang geword om die werksgeleenthede wat die provinsie beplan om te skep te vul. Science, maths, we are struggling to get teachers. That is the reason in the province we are currently sitting with 16 schools that don't offer maths and science, and we agreed that that will be our priority area now. Vandag het onderwysers en verlede jaar se matriekleerlinge die provinsie se hoogste slaagsyfer gevier sedert die aanvang van die nasionale senior sertifikaat eksamens. Vir die eergaste was dit die vrugte van 12 jaar se harde werk. Ek het baie hard geleer, ek moet sê, en verskriklik baie ou vraestelle uitgewerk. Dit het baie gehelp om net te sien hoe hulle dit gaan vra en wat ek moet verwag. En dan net natuurlik groot asemhaal voor ek skryf en net rustig te wees en vertroue te hê dat ek en die Here saam met my dit kan doen. I'm done, yes. I feel nervous more than anything because I really want to study at Wits University. I want to study civil technology or architecture, depending on which one I get. I feel very glad to be one of the top achievers here in Northern Cape, and that motivates me a lot to push a lot, and so I can pursue my dreams to become a teacher. Verlede jaar het die provinsie met die meerjarige onderwysverbeteringsplan begin. 'n 10-jaar plan met die doel om die onderwysstandaard verder te verhoog en daar te hou. Die provinsie sê hy werk ook aan 'n finansiële herstelplan wat nie die vermindering van sy onderwysgetalle insluit nie. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Matriekleerlinge by die Help Mekaar College in Braamfontein in Johannesburg het altesaam 759 onderskeidings ingepalm in die onafhanklike eksamenraad se eindeksamen. Help Mekaar het ook 'n 100% slaagsyfer behaal. Die onafhanklike eksamenraad se landwyse slaagsyfer was 89,3%. Al 245 matrikulante by die Help Mekaar College het nie net geslaag nie, maar het ook universiteitsvrystelling. Daar was party aande wat ek tot 1 uur in die oggend geleer het en gewerk het en wat ek gedink het, hoe op dis aarde gaan ek hierdie kan klaar, maar eventually het alles toe. Kon ek alles toe regkry. So ja, dis ek dink dit maak ook my sukses bietjie meer bietjie beter, want ek weet ek het hard gewerk, lang ure ingesit, maar ek het gekry wat ek wou gehad het. Ek het baie hard gewerk en ek voel 9 is meer as genoeg. En vir al die punte wat ek gekry het, dis hoë A's. So en ek's baie bly met my wiskunde, maar ja. Die oudskooliere sien nou daarna uit om met 'n nuwe hoofstuk in hul lewens te begin. Ek wil graag medies by UCT gaan swaat. Ek het 'n passie vir die wetenskappe soos biologie en ek vind baie vervulling daarin om ander mense te help. So ek het besluit dat medies die beste volgende stap vir my gaan wees.
Help Mekaar het al vir 20 jaar 100% slaagsyfer. Ek dink die geheim is 3 goed wat ek glo moet in plek wees. En dit klink soos 'n kliseë om te sê jy moet hard werk, maar as jy nie die ure en die tyd insit nie, gaan jy nie sukses behaal nie. Ek dink die tweede een is die mooi Afrikaanse woord van vasbyt. Jy moet druk kan hanteer, jy moet onder druk kan presteer. En ek dink die laaste een wat ons in Help Mekaar probeer op fokus is dat kinders moet hulle denkvaardighede ontwikkel. Help Mekaar is daarvan oortuig dat 2026 se matrikulante op die prestasies sal voortbou. Hoewel verteenwoordigers die wet op groei en geleenthede in Afrika met 3 jaar verlang het, althans, is dit nog onbekend of die land daarby sal baat vind. Die Laarhuis het die wetgewing met 'n tweede keer. AGOA laat verskeie lande in Sub-Sahara Afrika toe om meer as 1800 produkte tariefvry na Amerika uit te voer. Dit sluit onder meer landbouprodukte, voertuie, minerale en edelmetale in. Die Laarhuis se komitee vir weë en middele het die wetsontwerp in Desember goedgekeur na waarskuwings dat China en Rusland die gaping kan vul indien AGOA permanent laat vaar word. Dit is egter nog onseker of Suid-Afrika by die verlenging ingesluit is weens sy gespanne betrekkinge met die VSA. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger Jameson Greer sê Suid-Afrika word as 'n buitengewone geval beskou. Suid-Afrika se versoek aan Iran om te onttrek aan die BRICS+ lande se gesamentlike vlootoefenings Wolf for Peace in Falsebaai aan die Wes-Kaapse kus word beskou as 'n poging om verdere konflik met Amerika te vermy. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se energieopwekkingspotensiaal is enorm. Hy het deelgeneem aan 'n staatshoofde debat oor die visie vir globale energielewering by die Abu Dhabi Volhoubaarheidsweek in die Verenigde Arabiese Emirate. Een van die fokuspunte by die geleentheid is die versnelling van winsgewende infrastruktuurontwikkeling in die globale suide. Energieoorgang word deur verskeie lande geprioritiseer. Ramaphosa het dit duidelik gestel dat optrede teen klimaatsverandering en ekonomiese groei hand aan hand gaan. I see this as not being mutually exclusive. The two have to be seen as mutually reinforcing, because you can have climate action and at the same time have economic growth. And in fact, countries that have embarked on climate action strategies have found that those interventions do finally yield economic growth. Hy sê die vasteland het begin om geld in te samel om die gevolge van klimaatsverandering te takel. We now need to put our best foot forward and find solutions, and the solutions we came up with was to mobilize international funding, and fortunately we were able to mobilize $1.5 billion to be invested in South Africa. Volgens Ramaphosa het Afrika die potensiaal om 'n energiekragbron te word. Die hoofdoel van die byeenkoms in Abu Dhabi is om volhoubare ontwikkeling oor die hele wêreld te stimuleer en te verseker. Minister van Buitelandse Sake, Abbas Araghchi, sê die land is voorbereid vir 'n oorlog, maar is ook gereed om ter enige tyd met die VSA in gesprek te tree. Dit volg nadat president Donald Trump gesê het hy sal militêre optrede oorweeg indien die Iranse owerhede met geweld en doodslag op protesteerders toeslaan. Betogings in die land woed voort te midde van 2000 mense wat reeds in die onrus dood is. Trump sê voorts 'n bykomende 25% tariefverhoging sal gehef word op lande wat met Iran sake doen. China het die VSA gemaan om nie ander lande as verskoning voor te hou om sy eie belange te bevorder nie. Dit volg nadat president Donald Trump gesê het indien Amerika nie in beheer van Groenland is nie, sal China of Rusland die land oorneem.
Die Chinese woordvoerder van die land se ministerie van buitelandse sake, Mao Ning, sê China se bedrywighede in die Noordpoolgebied is daarop gemik om vrede, stabiliteit en volhoubare ontwikkeling in die streek te bevorder. India het die BRICS-presidentskap vir 2026 amptelik oorgeneem. Die land se minister van buitelandse sake, S. Jaishankar, het die nuwe BRICS-logos in New Delhi bekend gemaak. India sê die hoofprioriteite vir BRICS 2026 is veerkragtigheid, innovering, samewerking en volhoubaarheid. Terwyl nog reën vir oorstroomde gebiede in Mpumalanga en Limpopo voorspel word, sal skole in Limpopo se Wembe en Mopani distrikte nie môre kan heropen vir die nuwe akademiese jaar nie. Die departement van onderwys in Limpopo sê dit is om die veiligheid van leerdlinge in die gebiede te verseker. Hy sê hy monitor die gebiede wat geraak word, maar dat dit die skole waarskynlik eers volgende week sal heropen. Vlak 6 en 9 weerwaarskuwings geld steeds in dele van Limpopo. Swaar reënval sedert verlede maand in dele van Limpopo. Baie is oorstroom, riviere is in vloed en baie gebiede is van die buitewêreld afgesny. We are receiving reports from the Department of Koksta and municipalities that their respective areas are flooding, Mopani and Wembe in particular. We have our infrastructure guys who are now on the ground assessing the damage and also the possibility of opening in some of the schools. Intussen is 'n vrou en haar 2 dogters wat die afgelope 2 dae buite Thohoyandou deur vloedwater vasgekeer is, met 'n helikopter na veiligheid gebring. In Mpumalanga het die owerhede mense versoek om kontrakteurs wat beskadigde infrastruktuur regmaak, toe te laat om voort te gaan met hulle werk. Dit volg nadat gemeenskapslede probeer het om 'n kontrakteur te verhoed om 'n omweg te open nadat 'n brug buite Mbombela ineengestort het. Motoriste moet nou kilometers ver ry om by die N4 uit te kom. Minstens 6 brûe in die provinsie is reeds deur vloedwater beskadig. Die provinsiale regering is besig om die omvang van die skade te bepaal. The bridges that have collapsed so far, there are about 6. Then it will be roads that are damaged, having potholes, your R38 and others that are belonging to Sanral. So we have a plan. Tomorrow we are having a meeting with road infrastructure as part of responding to some of these challenges. But you will know that rains are still there. They still continue for the rest of the week. Verskeie toeriste aantreklikhede insluitend God's Window en die Burgslak Maagate is vir besoekers gesluit, terwyl verskeie paaie in die Kruger Nasionale Park steeds onbegaanbaar is weens die aanhoudende reën. Die JSE se indeks van alle aandele het vandag sy loopie voortgesit en 'n nuwe rekordhoogte van meer as 120.000 punte bereik. Dit is meer as 11.000 punte hoër as gister. Ons kyk nou na die ander markaanwysers soos omsluitingstyd. Die tugverhoor teen die geskorste Solplaatjie munisipale bestuurder Tapelo Matlala het vandag in Kimberley begin. Matlala is in September verlede jaar geskort weens beweringe van korrupsie en inmenging by die voorsieningskettingprosesse. 'n Spesiale raadsvergadering het verlede donderdag bepaal dat sy skorsing verleng word totdat die tugverhoor afgehandel word. Die raadsbesluit is egter nie deur alle politieke partye verwelkom nie. Sommige het daarop aangedring dat die munisipale bestuurder in sy kantoor toegelaat word. Besighede en gemeenskapslede hier in Kimberley het gemengde gevoelens oor wat moet gebeur met die munisipale bestuurder na afloop van hierdie dissiplinêre verhoor. This impasse with the municipal managers up and down and in and out has a detrimental effect on business because they got no confidence in the municipality when they're playing around with the municipal managers. So there's no
direction at the municipality at the moment. Inwoners is ook ongelukkig oor die stand van sake by die Soplaatjie munisipaliteit. Sommige voel die munisipaalbestuurder moet ontslaan word. When the leadership of the municipality is fighting, it affects the service delivery in many respects. Die munisipaliteitbestuurder, ons voel, hy moet maar change word. Ek glo hy moet maar gaan, want hy is gekwalifiseer om die pos te beklee nie. Maar met alle respek, hy kan baie praat, maar hy doen nie wat hy moet doen nie. Intussen het Matlala teruggekap. In hofstukke eis hy dat die verlengde skorsing van 8 Januarie onmiddellik teruggetrek word. Hy eis ook dat hy weer in sy pos as munisipale bestuurder aangestel word. Keith Suister, SAK nuus, Kimberley. Die sportnuus is net hierna, bly by ons. Sokkergeesdriftiges lek hulle lippe af vir die 2 half-eind kragmetings van die Afrika Nasies beker toernooi môre aand in Marokko. Die 7-malige kampioen Egipte pak die 2021 wenner Senegal in die eerste kragmeting. Die gasheer Marokko sê daarna die 3-malige wenner Nigerië die stryd aan in Rabat. Nigerië het die toernooi laas in 2013 gewen, toe Suid-Afrika die gasheer was. Toe het hy Burkina Faso met 1-0 geklop in die FNB stadion in Johannesburg. In die 2023 eindstryd het Nigerië met 2-1 vasgeval teen die gasheer, die Ivoorkus. Die Super Eagles is vanjaar op dreef, maar gaan weer eens die gasheer moet oorwin. Marokko was slegs 1 keer die kampioen in 1976 en sal graag 'n tweede sege daarbey wil voeg. Die huidige Marokkaanse span word bestempel as een van die bestes wat die land nog opgelewer het. Die wedstryd begin môre aand om 10:00. In die eerste halfeind gaan Egipte graag sy rekord as suksesvolste land in die toernooi verder wil verbeter. Die Faroes was 16 jaar gelede laas kampioene, wat die derde van 3 agtereenvolgende seges was. Egipte sal te kampe hê met Senegal se fisieke aanslag. Die Wes-Afrikaanse span is een van die bestendigstes oor die afgelope jare. Die tweestryd tussen die voormalige Liverpool spanmaat Sadio Mane van Senegal en die Faro-kaptein Mohamed Salah sal met belangstelling dopgehou word. Die kragmeting in Tangier begin môre aand om 7. En dit is dan al vir vanaand. Ons is môre aand terug. Totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand, welkom vannag, mooi weer langs die Weskus. 30% kans vir reën in die sentrale gedeeltes van die land. Swaar reën duur steeds voort in die oostelike dele van die land. Vir môreoggend miskolle, dit strek vanaf die oostelike dele al die pad tot en met die westelike dele van die land. 80% kans vir reën daar, ons sien reën duur steeds voort in die oostelike dele van die land. Dan sien ons ook 'n 60% kans vir reën in dele van die Oos-Kaap. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir weggolfveldbrande oor groot dele van die Noord-Kaap en dan Vrystaat. En dan sien ons ook swaar reën duur steeds voort in die oostelike dele van die land met 'n geel vlak 6 en 9 waarskuwing wat daar uitgereik is vir môre. Swaar reën duur steeds voort in die oostelike dele van die land. 'n Geel vlak 6 en 9 waarskuwing is uitgereik. Dan is daar ook 'n waarskuwing vir weggolfveldbrande oor groot dele van die Noord-Kaap en dan ook in Vrystaat. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Bronkhorstspruit 15-25 en dan Johannesburg en Springs albei 15-26. In Limpopo, ons sien verspreide buie en donderbuie, Lephalale 'n maksimum van 31, Polokwane 18-26 en Messina 'n minimum van 21 en 'n maksimum van 27. Nat in Mpumalanga, Imalahleni 13-28, Mbombela 18-24 en dan Mkondo 16-27. KwaZulu-Natal, Ulundi 19-30 Vryheid 'n maksimum van 28 en dan Port Shepstone 23-30. In die Oos-Kaap enkele buie en donderbuie, Mthatha 17-37, Graaff-Reinet 'n maksimum van 39 en dan Oos-London
2030. In die Wes-Kaap, Beaufort Wes 2037, Riversdal 1935 en dan Vredendal 1531. In Noord-Kaap, Kimberley 2137, Carnarvon 2338 en Appington het dan 'n maksimum van 40. Vrystaat verspreide buie en donderbuie, Bloemfontein 1834 en dan Bethlehem het 'n minimum van 13. Ten slotte Noordwes verspreide buie en donderbuie, Mahikeng 1832 en dan Vryburg en Taung albei 'n maksimum van 33. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.